Ek groet jou weer in die mooie naam van Jesus Christus. Dit sal elke keer vir my 'n voorreg bly. So is nie maar net holriggeryde groet nie. Ek groet jou uit Centurion uit, hier uit Curentia gemeente uit. En dit sal vir my so groot voorreg wees as jy vir my 'n paar oomblikke afstaan dat ons kan sit rondom die woord. Nie my kennis nie my leerstelling nie, maar wat ek glo die Gees van die Here vandag vir elkeen van ons wil sê. Ek weet dat die woord van die Here is opgemaak, bymekaar gevoeg, deur briewe, deur geskiedenis, slagregisters, en elkeen is belangrik en kosbaar. Ons het literêre werke wat hier in die Bybel voorkom, soos die Onse Vader, die Psalm 23, wat tot vandag toe met werke van al hierdie literêre groot manne, Shakespeare en filosowe, nog steeds in die ry moet staan vir werke soos die Onse Vader. Dis die mees geleese gedeelte of literêre werk in die wêreld, die Onse Vader. Daarna is Psalm 23. In hierdie lewe waar ons leef, in hierdie tyd waar ons in is. Ons sien dat daar briewe is soos Romeine, briewe wat Paulus geskryf het aan die Romeine is een van die grootste werke van die tyd waarin Paulus geleef het. 'n gemiddelde brief was omtrent 300 woorde, maximum. Dis wat keisers geskryf het onder mekaar. En in Paulus se geval is dit oor die 3000 woorde. Onthou, dit was op papyrus geskryf. Dis 'n heel ander belewenis as wat ons vandag het. So hierdie woord is 'n fenominale boek. Biblia is wat Bybel beteken. 'n boek wat saamgevoeg is met die grootste woorde van God self, geïnspireer van begin tot einde, wat oor Jesus gaan. Ja, Genesis 1 vers 1 gaan oor Jesus Christus. En as ons dit nie kan verstaan nie, as jy nie die Gees van die Here in jou het nie, gaan jy nie kan die woord verstaan nie, want hy is geïnspireer deur die Gees van God, en as jy nie die Gees van die Here het nie, dan sit ons soos meeste wetenskaplikes en meeste ontleeders by Genesis 1 vers 1. Hulle sukkel nog om weg te kom by wie die aarde gemaak en hoe dit bestaan, en ons het liewer 'n Big Bang theorie as wat ons net wil glo wat hier aangaan, maar eintlik gaan Genesis 1 vers 1 is God het die aarde gemaak sodat Jesus sou kom sterwe, sodat ek en jy vry kan wees. En dit is ons boodskap. En die hele Nuwe Testament verwys terug na Jesus, wat Jesus gedoen het, wat die invloed was van sy kruisdood. En nie net sy dood as 'n offer aan die kruis nie, maar die hele hemel het verander. Alles het verander toe Jesus Christus vir ons gesterf het. Toe hy uitgeroep het, dit is volbring, het die paradys ontstaan. Ja, die doderyk het verander. Die hele totale godsdienstbeoefening het verander. En Paulus is een van die grootste verkondigers van die Nuwe Testament. Hy skryf die meeste van die Nuwe Testament. En hy het boeke, soos wat ek nou net gesê het, Romeine. Theologiese, debatteerbare woord wat nooit uitgeput is. Ek het woordskool by die kerk en ek werk van vers tot vers, ek werk nie met temas nie, ek werk nie met ander boeke nie, ek werk net met die woord. En as ek vir jy sê dat ek hoeveel keer in my lewe Romeine gedoen het, en nog elke keer leer ek iets niets. Hoe ouer ek word en hoe verder ek vorder in die bediening, maak ek 'n groter verklaring, alhoewel ek bitter lief is vir die woord, myself verloor in die skrif, van jongs af, baie jongs af, my verloor het in die Bybel. Om eerlike waarheid te sê, is daar net een boek wat ek in my lewe nog gelees het, behalwe die Bybel, en dit is die Skat van Java, en dit was op skool.
Ek het nie eers die Shakespeare's en die al die boeke gelees wat ons moes lees nie. Want die woord was vir my die kosbaarste en so die gees van die Here my kon lei om sekere dinge te kan raak sien en te kan beleef en te kan leer. En Paulus skryf Romeine en elke keer as ek die Bybel oopmaak of mense sê vir my, jy ken die Bybel, as ek nie, ek ken glad nie die Bybel. Daar was 'n tyd wat ek verse gekwoteer het, hoofstukke kon kwoteer. Kan nie eens onthou hoeveel nie. En ek het besluit om alles dit te vergeet, opsetlik een kant te sit, want mense is so geneig om net dit te lees wat jy daar skryf. Ons Bybels lyk ons soos my Bybel, daar is geskryf en gemerk en gekrap. En dan lees ons net die gekrapte gedeelte, of ons onthou dit staan in Hebreërs, so aan die regterkant, en ons mis die hele totale Bybel. Daarom moet ons die verse en die hoofstukke uitlees, want die oorspronklike Bybel het dit nie ingehaat nie, dit was net een briewe wat geskryf word, Romeine 1 brief, Korintiërs eintlik 4 briewe, maar 1 en 2 gedeel. Ag, en so moet ons die briewe lees, aanhoudend. Jy kan tog nie 'n storieboek in die middel oopmaak, jy kan nie 'n speurverhaal in die middel oopmaak, en dan dink jy gaan die konteks daarvan kan verstaan nie. As jy hom so oopmaak, en dan gaan ons sien, maar Sannie het ook 'n geweer gehad, en Jannie was ook kwaad, maar jy moet die boek lees tot aan die einde, om te sien wat presies gebeur, of van die begin af, om te sien wat is die redes vir hierdie motiewe vir hierdie storie, en daarom moet ons die Bybel ook so lees. Paulus skryf van Romeine, Hebreërs is een van die boeke, die Hebreërs skrywer wat ons nie weet wie dit is nie, ek het my teorie, maar beskryf wat in die hemel gebeur het, in die 8 dae toe Jesus Christus opgestaan het. Johannes gaan lees het, Johannes 20 sê en 21 sê, as jy dit aan mekaar lees, dat die Here opgestaan het, en toe gaan hy na sy Vader toe. Hy sê, moet nie aan my raak nie, en hy is na sy Vader toe, en hy daar in 'n tempel verskyn wat nie met hande gemaak is nie, met bloed van bok, nie van bokke en stiere nie, maar sy eie bloed. Daar het God hom 'n nuwe naam gegee, daar, ja, is hy soos 'n ridder geslaan as die hoëpriester, volgens die orde van Melchisedek, ongelooflike waarde. Paulus skryf verder aan elkeen die Korintiërs wat vir ons leer ten opsigte van die kerk, hoe die kerk moet werk, hoe die nagmaal moet werk. En dan is daar 'n boek Filemon. Philemon, soos dit eintlik uitgespreek moet word. 'n boek met 24 versies, waarvan die laaste versies eintlik is maar net stuurgroete, en dit kom van hierdie af. En die eerste 7 verse is maar net, ek is baie bly oor jou, ek ken jou ouma, ek is bly oor die plek waar jy groot geword het, en ek is bly oor jou geloof, dank my God altyd wanneer ek aan jou en my gebede dink, omdat ek van jou liefde en geloof hoor, wat jy met betrekking tot die Here Jesus en al die heiliges het, die gemeenskap wat hy het, want Philemon was 'n prediker van 'n gemeente. Maar dit gaan nie oor dit nie. Dit gaan nie oor sy ma en sy ouers en die medestryders en Agrippa en almal wat hy, of Appia waarvan hy praat nie. Dit gaan eintlik oor van die 8ste tot die 20ste vers. En nou moet ons onthou dat Paulus is geroep deur God self. Paulus het 17 jaar, volgens Galasiërs 1 en 2, het hy 17 jaar van opleiding gehad, nadat hy geroep is, 17 jaar, eers 3 jaar en dan 14 jaar, wat God met hom gepraat het, waar hy hierdie openbaringskennis gekry het. En dan skryf hy Romeine, oor die 3000 woorde, hy skryf Korintiërs, hy skryf terug aan gemeentes, hy skryf soveel so, dat Petrus op die uiteinde sê, julle moet Paulus se briewe lees. Gaan lees dit maar aan Petrus, 2 Petrus, hy sê, hierdie briewe wat my broer Paulus skryf, lees dit, want dit is die moeite werd. Terwyl hy en Paulus in die begin eers nie saam om 1 vuur gesit het, soos wat
die spreekwoord sê nie. Maar hier is 'n brief, 'n kort brief, 'n brief van 12 verse eintlik, wat ons moet lees binne in daai konteks. Philemon het 'n slaaf gehad, Onesimus, en Onesimus het by hom gesteel, want as jy verder lees, dan sê hy, ek sal terugbetaal, Paulus sal terugbetaal aan Philemon wat Onesimus vasgelê het. Hy sê, hierdie slaaf het weggehardloop. Nou, die geskiedenis leer ons dat Onesimus het gesteel van Philemon, wat 'n ongelooflike groot oortreding is, strafbaar was, eintlik strafbaar met steniging, want die slawe was nou nie net mense wat jy geslaan het met swepe, soos wat ons die gemiddelde slaaf wil voorstel nie. Die slaaf was baie intiem deel van jou lewe, het jou gehelp aantrek, het jou gebad, het die vrouens gebad, het jou kos gemaak, so hulle was intiem deel van jou absolute lewe, die diepste geheime. Soos die butlers wat ons vandag het. Mense wat in daardie tyd geleef het hulle raad en hulle daad en hulle diepste geheime en alles het hulle gedeel met hierdie slawe. So dis nie slaaf in die sin van, kom ek slaan jou en doen net vir my die skoolgoed en maak jy huis skoon. Nee, dit was 'n baie intieme verhouding en jy was eintlik deel van, jy kry die van, of jy kry dan die naam en jy word deel van die erfreg van daardie familie. Baie intieme deel. En hy het gesteel. En Paulus is aan die einde van sy lewe, is een van die laaste briewe wat hy skryf. Hy sê hier, ek skryf het met my eie hand as ou man. Hy is in die tronk. En Onesimus het gevlug weg van Philemon. En hy gaan na Paulus toe, terwyl Paulus in die tronk is. En daar, terwyl hulle deur die tralies, of hoe die tronk ook al maar gewees het, gewerk het, moes Paulus met Onesimus gedeel het. Hy moes met hom gepraat het oor hierdie hele situasie, maar nie net oor die situasie nie, hy moes met hom van die teologie, van die openbaringskennis wat hy ontvang het van God, moes hy met hierdie slaaf, hierdie eenvoudige oortreder, man wat eintlik weggegooi moet word, man wat eintlik nie dit verdien nie. En Paulus kon maklik gesê het, nee, wag eens 'n bietjie, ek is besig om Romeine te skryf, of ek is nou eintlik besig met Galasiërs, of ek is nou besig om hierdie hele Kolossense uit te werk, waar Jesus Christus in hierdie openbaringskennis wat ek ontvang het, die duiwel uitgeklee het en die openbaar vergelde het. Hy kon gesê het, nee, wag, Onesimus, ek het nie nou tyd vir jou nie. Ek is die groot prediker wat rondreis. Ek het nou meer as 12.000 kilometer het ek per voet afgehandel. Ek het gemeentes gestig. Ek is die bekende persoon, die een wat die Here uit die tronk uitgehaal het. Die een wat met Jesus ontmoet het. Die teoloog, die fariseer, sadiseer, wat by die voete van Gamaliel geleer het, as jy dan my kerkafdeling wil vat. Die een wat met God gepraat het. Nee, Paulus doen nie dit nie. Paulus sit in die tronk en mag ek sê, een dag is daar 'n man wat aan die tralies klop. Sê as jy Paulus? En hy sê ja, ek is, en wat was die gesprek? Of hy gesê het, ek het droog gemaak, het hy net gesê, hy sal hom help, miskien het hy nie kos gehad, ons het baie maniere wat ons het kan inwerk, en ek het maar so kinderlike geloofsbrein. Ek wil sê, hierdie man het by hom uitgekom, die groot, magtige Paulus, waaroor die hele Romeinse ryk praat, waaroor elkeen iets te sê het, goed en sleg. En hy kom by hom uit en
Maar hier gebeur iets. Want hy sê hierdie man wat nutteloos was, ek wil hom vir jou terugstuur. Vir Lymon, hierdie brief gaan oor, ja, groete vir almal, en ek is bly oor jou geloofslewe, maar ek het jou slaaf ontmoet, die een wat gesteel het by jou, die een wat droog gemaak het, en ek wil hom na jou toe terugstuur. Ek sal sy skuld betaal, ek sal vir hom instaan, maar ek wil vir hom terugstuur, nie as 'n slaaf nie, as 'n broeder. Ek wil hom terugstuur as iemand wat jy iets by kan leer. En ek weet die geskiedskrywers, een van hulle was Josephus, wat toe later skryf, en ons sien dit in die geskiedenis van die kerk, dat Onesimus het een van die biskoppe geword, in die, sê nou maar vroeër, Europese gedeeltes daar in Italië, het hy 'n biskop geword, wat die evangelie verkondig het. En dit spreek vir my van die karakter van Paulus. Dit spreek vir my van wat Paulus geskryf wanneer hy praat oor die vrug van die gees, van vrede en blydskap en liefde, en nie omdat dit een of ander geestelike belewenis was nie, maar omdat dit die karakter van Jesus was. Paulus het vir my die karakter van Jesus gehad. Hy het sê ek het 'n doring in my vlees, hy het gesê ek het 'n liggaam wat ek saamdra, hy het gesê al hierdie dinge, hy sê ek is die minste van almal, so hy het nederigheid gehad, soos wat Jesus was, het nie op die strate verkondig nie, maar hy het soos 'n lam wat stom is gelei na die kruis. En soos Jesus stilgestaan het by die vrou wat in bloedvloeiing, die onreine vrou, die vrou wat tussen die skare moes deurgekruip het, stilgestaan het, toegelaat het dat sy van hom krag ontvang. Soos die vrou by die put wat al 5 mans gehad het, in die middel van die dag moet kom water haal, want sy is beskinder en weggegooi deur die gemeenskap. Soos ou Bartimeus wat uitroep en hulle hom stil maak en sê, moenie nou die meester pla nie. En hy aanroep en aanroep en aanroep en ergens kom Jesus en hy staan stil. Kan ek en jy vandag getuig, en dis wat Paulus kan getuig, hy sê, daar was 'n dag wat ek gestap het, in Handelinge 9, wat ek gestap het, en God het my voorgekeer. En hy sê, gaan jy nog skop teen hierdie prikkels? Want Paulus het besef, ek glo dit met my hele hart, dat hy maak 'n fout, maar hy is so passievol. Want die klere van Stefanus het gelê, en hy het gehoor hoe sê Stefanus, ek sien die Here sit aan die regterkant van die Vader. Hy het dit gehoor, en daar by daai klere, daar het iets gebeur met Paulus. Iets gebeur dat hy later so maklik antwoord vir die Here, en vir soveel jare sit en leer, en nie net dit nie, alles kan skryf wat ons in die Nuwe Testament het, maar kan stilstaan by Onesimus, want hy kon getuig het dat die Here by my stil gestaan het, en daarom kan ek stilstaan by ander. Jy sien, Engels het mercy en grace. Grace is wat God vir ons gee, mercy is wat jy vir iemand anders kan gee. Genade en barmhartigheid. Jy kan nie genade vir iemand gee nie. Net God kan. En dis wat ons van God kan ontvang, maar barmhartigheid kan ons toon. En ons het nodig om miskien meer barmhartigheid te toon aan ook hulle wat gefaal het. Barmhartigheid aan daai kinders wat ons teleurgestel het, barmhartigheid aan die ouers wat ons teleurgestel het, barmhartigheid aan ons eie geskiedenis, barmhartigheid aan dit wat ons beleef het. Want op die uiteinde van die dag is dit klein, en ek wil nie dit afmaak nie, maar dit is 'n klein oomblik wat Paulus van die groot kansels van die wêreld afklim en luister wat hierdie eenvoudige sê in sy hartseer en sy foute wat hy gemaak het en sy skuld wat hy aangegaan het. En hierdie man se lewe verander. Ons weet dat
mense soos Billy Graham en van die grootste predikers in die wêreld kon getuig het dat iemand vir hulle 'n Bybel gegee het. Dat iemand ergens in 'n sonnaskoolklas met hulle gedeel het. Dat ergens in vandag se terminologie iemand net vir my 'n WhatsApp op die regte oomblik en die regte tyd gestuur het. So ek wil ek nie net dankbaar wees dat ek ook 'n Onesimus was in my lewe wat foute gemaak het en ergens het iemand gesê, maar God sal jou genade gee en 'n brief seker ook maar oor my kon skryf. En sê ek stuur hom terug maar as 'n broeder, maar ook soos Paulus, want hy het genade gekry. En ons het genade by die Here gekry. En ja, ons wil almal 'n Paulus wees wat skrywe, ons wil 'n Paulus wees wat mense gesond maak, ons wil 'n Paulus wees wat 'n slang pik en hy gooi hom neer en oorleef as 'n boot sink. Ons wil daai Paulus wees, daai Paulus wat preek en skryf maar die Here het partykeer 'n Paulus nodig wat miskien net na die volgende persoon toe gaan en net jou hand op hom lê en sê, die Here het vir jou tyd, die Here het vir jou kans, die Here het vir jou 'n plek en mag ek vandag, nie as pastoor of as kruiskyk uitgewer of wat ook al nie, maar in al die nederigheid, ook as 'n Onesimus, vir elkeen van julle kan sê, die Here het vir jou 'n staanplek. Maak nie saak wat jou skuld is nie, dit maak nie saak wat jou oortreding is nie, maak nie saak wat dit is nie. As jy kan teruggaan en net die volgende persoon ook weer vertel. En dis wat Onesimus gedoen het, hy het 'n biskop geword, ja, prediker van die kerk, maar ek kan in alle oortuiging sê, ek is seker hy het ook stil gestaan by elke persoon, want dit is wat Jesus doen. So in die eerste plek getuig ons wat Jesus teenoor my doen. In die tweede plek wil ek nooit te groot word of vir een persoon wat alles verkeerd gedoen het, wat eintlik gestenig moet word, te sê, kom ek vou jou toe, soos wat die Here my toegevou het. Kom ek gee vir jou nog 'n kans. Kom ek wees vir jou net daardie persoon, ons het tog nie antwoorde nie. Ek gebruik het telke male 'n nagmaal, wanneer ek vir mense sê, weet jy wat, ek het nie vir jou 'n antwoord nie. Ek sê gewoonlik vir mense, as jy vandag stikkend is, as jy nie vandag weet nie, as jy nie vandag siekte het, of net moedeloos is, of wat se krisis ook al, staan op, en as jy opgestaan het, kom jy net vorentoe, en al wat ek vir jou kan gee is Jesus. Die brood en die wyn, die liggaam en die bloed. En op die uiteinde is dit wat hulle nodig, ek het nie raad vir jou nie, ek het nie 'n oplossing nie, ek het nie nou 'n chequeboek wat ek kan uitskryf nie, ek het nie al hierdie, maar wat ek het, is ek het die kosbare genade wat God vir my gegee het, wat ek kan uitdrukking aan kan gee, in barmhartigheid vir iemand anders. Paulus, as ek iets van Paulus kon sê, ja, jy het 'n literêre werk, ja, jy het gepreek, ja, jy het met God ontmoet, ja, jy het hierdie openbaring gekry wat niemand anders gehad het, wat die apostels nie eens almal gehad het. Maar dit is vir Lymon, gaan oor Onesimus, gaan oor Paulus, wat kan sê, vat hom terug as 'n broer, ek sal vir hom intree, ek wil hê jy moet hom, en hy sê, dit is my so mooi, hy sê, ek het dit met my eie hand geskryf. Hierdie brief is nie vir die kerk en vir almal, hy sê, dit is so 'n persoonlike brief, net vir jou, Filemon. Paulus staan stil vir Onesimus. En dit is hoe Jesus is. Dis wat ek sien in Jakobus, die broer van Jesus, dieselfde, hy begin nie met, ek is Jesus se broer en daarom moet julle luister nie, nee, hy sê, ek is net 'n disipel. Baie keer word ons nederigheid as swakheid gesien, maar dit maak nie saak nie, want dit is voor God. En ek wil hê dat u vir 'n oomblik
En Onesimus sy skoene moet sit om te sê, dankie Here vir die genade, dat Jesus van die hemel af neergedaal het, die rykdomme opgegee het, om te kom stilstaan by 'n slaaf, en dan my terugstuur om te sê, gaan jy dan, en wees jy die een wat in ander se lewe 'n verskil maak. En jy kan dit doen. En die beste manier om dit te doen, is nie om te preek en die kinders uit te haal oor hulle sonde, of te sê, hierdie is die oortreding, of jong, die Bybel sê nie, nee, die beste manier is om te bid. Die beste manier is om liefde te gee, want dit is wat Jesus gesê het, die wêreld sal weet, dat ek gekom het, deur die liefde wat daar is. En liefde kan ons almal gee. Dan geef ek iemand net liefde, want Paulus, ek wil dit sien, miskien daar deur die traliewerk, vir Onesimus so saamgevat, vuil slaaf, vlugteling, sê kom ek hou jou vas, en ek sal 'n brief skryf, ek sal jou skuld betaal, en dis wat Jesus gedoen het. So die karaktertrek van Paulus, wat my die meeste aanstaan, wat ek die meeste van leer, toe ek jonger was, ons het geglo, kennis is krag, en jy wil net meer en meer weet, maar nou wil ek net meer en meer lief hê, meer en meer kanse gee, meer en meer pad saam stap, as iemand my vra vir 1 myl, 2 myls wat, as iemand vir my sê, ek het dit nodig, sê, hier's meer, as iemand my op die wang slaan, sê, slaan maar my ander wang, as dit jou help om van dit wat jy in jou lewe hartseer beleef ontslae te raak. So, Philemon beskryf eintlik Paulus se karakter, beskryf eintlik Jesus se karakter, beskryf eintlik die vrug van die Gees. En Onesimus se lewe verander, omdat een man nie te groot was om stil te staan, nie te besig was om stil te staan, maar op die uiteinde van die dag te sê, ek wil soos Jesus wees. Bid. Sit my in die gebedslys, ek het nie hoogtevrees nie. Kom ons bid vir mekaar. Kom ons dra mekaar se laste. Kom ons wees daai eenheid. Kom ons wees daai ene wat in Onesimus so groot verskil maak, dat hy 'n biskop kan word. Dat Philemon kan sê, hy is my broer. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees.